gebroke hart en 'n herstelde stad. En dit gegaan oor God wat in ons harte empatie moet losmaak vir persone en omstandighede en vir ons eie stad, ons gesin en ons vriendekringe, waar daar soveel heling nodig is. En ons het gesien hoe God kan, deur 'n gebroke hart, kan hy 'n stad verander. Hy kan omstandighede herstel. Hy kan vernuwing bring. Hy kan oprig dit wat in pyn gelê het en hy kan hoop bring vir daai persone. Soms in ons eie lewens en deur ons lewens. En wat dit vra is 'n hart wat stikkend is vir die stad wat God vir ons wys. Laasweek deur Pastor Aubrey is julle aangemoedig om te glo dat God het meer in stoor vir jou as wat jy dink. Dat hy op jou uitgedaag en sê, weet jy, droom groter, kyk verder, soek na meer wat God vir jou graag gebruik en hy wil jou uit jou normale omstandighede, uit jou normale gaan lig na vir jou 'n nuwe posisie. En vandag gaan ons voort met hierdie gedagte van stede en die stad. Neem die stad in, verander die stad, herstel die stad en ek wil graag ons vanoggend aan hand van Josua kyk na 'n tweede stad in die woord van God. En ek seker almal van julle is wel bekend met die verhaal van Josua. Nou, vir die van julle wat nie is nie, net so 'n bietjie agtergrond. Die volk het uit Egipte uitgetrek. God het hulle verlos van die Egiptenare se mag en hy het hulle vir 40 jaar in die woestyn laat rondtrek weens hulle ongehoorsaamheid teenoor hom. Iets wat veronderstel was 'n paar dae se reis gewees het van af waar hulle in Egipte gewoon het tot waar hulle ingegaan het in die beloofde land, die Kanaan, die land van melk en honing, die land waar alle voorspoed moes wees. As gevolg van die volk se ongehoorsaamheid, hulle die hele tyd teenoor God gerebelleer. As jy onthou in Deuteronomium lees ons van hoe die Exodus lees ons van hoe die volk teen die Here gedraai het en afgodsbeelde gemaak het en soos wat hulle in die woestyn rondgetrek het, hulle die hele tyd gekla en gemor en gepor, terwyl die Here bonatuurlik vir 40 jaar vir hierdie mense manna uit die hemel uitstuur en kwartels bly dit teen die Here draai en die Here maak dit eintlik by homself hierdie gedagte, ek gaan hierdie generasie eers laat uitsterf. Ek gaan laat die generasie wat teen my gedraai het uitsterf, dat hulle nageslag die beloofde land kan inneem. Soveel so het selfs Moses gesterf. En Josua word opgerig uit die volk uit as die navolger wat die volk moet inneem in die beloofde land in. En dis waar ons vandag begin. So die volk is in rep en roer, is al 40 jaar, baie dinge het verander, die krygsmanne en die manne wat geweet het van die werk van die Here en wat hy gedoen het in Egipte en hulle uitgebring het, die volk het verander, die kinders het groot geword. En ons sien in die konteks van die skrif, het baie van die gebruike van die volk agterweeg geraak. Hulle het nie meer die Pasga gevier nie, die woord van die Here was nie meer so gereeld gedeel tussen hulle nie, selfs die wette was iets wat soort van rondgedryf het, maar daar was 'n afbreek van die verhouding tussen hulle en God. En God besef dis tyd, hy bring die volk nou in die beloofde land met nuwe leierskap. En dit is asof voor die oorwinning kom by die inneem van die nuwe stad wat hulle moet verby beweeg, nadat die Jordaan oorgegaan het, wil God aan die volk eers net 'n paar dinge tot 'n roep bring, voordat hy hulle die oorwinning gee. Nou, as jy moet vra, Here, hoekom sal u gaan en dat u al hierdie dinge teen die Kanaaniete het? Hoekom wil u hierdie volk uitwis? Hoekom wil u hierdie land wat u kinders in beweeg, almal heeltemal amper ekstermineer? Wat is die gedagte agter dit? Kyk ons na die woord in Genesis en Levitikus en Deuteronomium en daar's 'n groot aanklag wat God teen hierdie nasie waar die volk die Here moes leef. Hy het steeds gegee dat alle nasies uitgewis moes word nie, maar veral die Kanaaniete, die Jebusiete en al hierdie ouens moes uitgewis word. Hoekom? Want die skrif sê in hulle midde was daar dinge soos afgoderry. Hulle in die heilige tempels het 'n prostitusie beoefen. Hulle het oorspel gepleeg. Hulle het homoseksualiteit beoefen. Hulle het hulle kinders aan Molek geoffer. Met ander woorde, hulle kinders in die vuur verbrand as afgodsoffers. Daar was moord, daar was bloedskande, daar was groepsverkrachtings, daar was verskriklike dinge wat in hierdie mense se omgewing gebeur het. En God het geweet, as hy sy volk wil inneem in die land van melk en honing, in die beloofde land, moet hy die land reinig. Want as jy mense met goeie intensie, jy plaas hulle in die midde van al hierdie invloed, is die kans baie groot
dat hulle dit sal aanneem. En dit is hoekom ons onsself bevind hier in die begin van Josua, waar God met sy volk werk. Josua se verkenners het gegaan en hulle die druiwetosse gesien, so groot dat mans op kapstokke moes draai, en dit is 'n land wat regtig oorgeloop het vir melk en honing. Dit was die beloofde land. Maar ons sien daar was 'n wyle waar daar amper 'n huiwering was voordat die volk wou ingaan, en God bring die volk by so 4 geleenthede voordat hy hulle inbring tot oorwinning oor die stad wat voor hulle lê. Wie van julle kan die naam van hierdie stad onthou waarna hulle op pad is? Kom onthou julle sonderskool? Ekskuus? Jerigo. Onthou julle die verhaal in die kinderbybel van die volk wat om die stad geloop het en die mure moes inval? Nou die woord bring ons hier in by Josua hoofstuk 3 wat sê die stad Jerigo was gesetel dis oorkant oos van Gilgal. So Gilgal lê oos van Ninive en die volk het ingekom oor die Jordaanrivier en by Gilgal hulle laar opgestaan. Jy kon amper so sê maar amper in die verte kon jy Ninive se mure Ninive se mure gesien het. En ons sien dat die volk het opgestaan in 'n laar en oorkant was die vyand. En in hierdie tyd kom God, voordat hy hulle oorwinning gaan gee oor die mure van Jerigo, het God met sy volk 'n paar dinge gedoen. En die Here breek in my hart oop en hy sê vir my, daar's 'n paar van ons vanoggend hier wat besig is om te smag by sy voete vir 'n vorm van oorwinning oor iets in jou lewe wat voor jou staan soos 'n stad wat gevestig is, waar jy weet nie hoe jy daar binne gaan kom, jy weet nie hoe gaan jy dit deursien nie. En ek weet nie of jy vanoggend ook daai klemming in jou hart beleef as jy aan sekere dinge dink en jy vra jouself, Here, hoe gaan ons hieroor triomfeer? En die Here wil jou eerstens gerus staan sê, moet nie bekommer nie. Die oorwinning is reeds behaal. En jou posisie in my is reeds een van oorwinning. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons stryd is immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die booste geeste in die hemelruim. So ek en jy moet weet, wanneer ons kom teen iets wat in ons lewe lyk soos 'n vesting wat vir ons 'n probleem is, hoef jy nie te bekommer oor wie is die mense daar. Jy hoef nie te bekommer of dit jou baas is, en of dit jou familielid is, en of dit jou kind se nuwe meisie of kerel is nie. Jy hoef nie oor dit te bekommer nie, want ons stryd is nie teen mense nie. Baie keer voel ons op die mense en jy sê, ek gaan nie van die meisie wat my kind by die huis aangebring het nie. Liewe kind van die Here, bid dat die Here in die geestelike riem oor daai kind die dinge losmaak wat seën sal bring vir jou gesin. So ons moet besef, ons oorlog is nie fisies nie, dis geestelik. Maar tog sê die woord vir ons, jou posisie as kind van die Here is reeds 'n oorwinnaar. Dit is 'n lekker plek om amen te sê. Of 'n haleluja. Ons lees in woord 1 Johannes 5 vers 4 en 5. Hy sê wat elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof. Wie anders oorwin die wêreld as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Ons het reeds oorwinning. Dis jou posisie. Hy sê verder in Psalm 108, met God tree ons dapper op, hy sal ons teenstanders vertrap. So nie net is jy reeds 'n oorwinning nie, jy kan opstaan en dapper wees. Romeine 8:37, maar in dit alles is ons self meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys. Dis jou geestelike posisie. So selfs wanneer jy in gebed tree, of wanneer jy voor die Here kom pleit, moet jy weet, Here, ek staan voor U as een vir wie daar reeds oorwinning behaal is. Maar ek beleef hierdie teenstryd en ek besef dis in die geestelike riem. As julle met my so ver. Nou as jou posisie reeds verseker is tot oorwinning, hoekom sal jy nie in dit wil beweeg nie? Maar jy sien die realiteit, wanneer ons verseker weet dat ons gaan nie sukses behaal, hoekom sal ons nie oorgaan tot dade wat help om sukses te begin nie? Ons is klaar die oorwinnaars. So wanneer jy hierdie uitdaging in jou lewe het, wanneer jy sit met siekte, wanneer jy sit met probleme of finansiële uitdaging of besigheid wat sukkel,
staan in die oorwinning, Jesus, ek is reeds 'n oorwinnaar in U, en ek weet dit wat vir my oorwinning moet bring is deur U verseker, want Jesus het die prys betaal, geen een kan dit oorwin nie, amen? Dis my posisie. Dis wat Jesus in die kruis ons gedoen. Die volk aan die ander kant het nog nie geweet dat God is hulle krag nie. So wat doen God? God gee hulle 'n paar dinge voordat hulle hierdie mure moet afbreek. Eerstens in Josua hoofstuk 3 sien ons dat God neem sy volk deur die Jordaanrivier. Nou moet jy verstaan, die volk wat deur die see getrek het afgesterf. Hulle het gehoor van die wonderwerke van God. Hulle het gehoor van hoe God hulle uit Egipte bevry, maar hulle het nog met hulle eie oë gesien nie. So wat God doen is, hy bring die volk tot by die Jordaanrivier en hy gee instruksie dat die Levitiese priesters met die ark wat God se teenwoordigheid verteenwoordig, moet vooruitgaan en as daai priesters hulle voete in die rivier sit, dan gaan hy die water van hulle laat opdroog. Nou moet julle verstaan, die Jordaanrivier is nie 'n klein riviertjie. Die woord sê dat daai Levitiese priesters in die rivier staan, toe dan die water opwaarts terug, hulle kon sien hoe die water teruggehou word. Hulle hoor van die verlede, God het getrou die volk uit Egipte uit bevry, en as hulle dit wou twyfel, sê God, sien met jou eie oë, ek bewerk die wonderwerk vir jou. Maar die kruks is God se teenwoordigheid gaan eerste. En terwyl die teenwoordigheid, die ark tabernakel in die rivier staan, en as die water terughou, en die woord sê die volk het op droë grond deurgetrek. Het jy al voorheen gehoor van droë grond deurtrek? Toe hy uit Egipte bevry was. God is getrou. En die woord sê, hierdie ouens het daar gestaan in die ark tabernakel, sodra die teenwoordigheid van God in jou midde is, dan hou hy dit wat teen jou wil wees weg, en die volk trek deur tot die laaste een deur is, en toe is dit nog nie genoeg nie, toe sê die Here, okay, luister, laat een van elkeen van die familiehoofde of die hoofde van elkeen van ons verskillende tribes, bring een van hulle, elkeen van hulle, laat hulle 'n groot klip kom haal uit hierdie rivierbed uit. Ons gaan daai kant 'n stapel pak. En toe dit alles gebeur het, toe pak hulle nog 'n stapel in die middel van die rivierbed. Sodat eendag, as die rivier opdroog, dat mense sal kan sien, kyk wat het hier gebeur. Dis asof God kom en hy sê, ek wil hê jy moet onthou en sien hoe ek werk. Die eerste ding wat God doen in sy volk ter voorbereiding vir die oorwinning oor Jerigo se mure, is God bring tot hulle bewustheid sy bo-natuurlike werk. En as jy vandag staan op pad na die uitdaging van jou lewe, wil ek vir jou sê, eerste, ervaar God. Maak seker dat jy bewus is van wat God in jou lewe doen. Die woord sê vir ons, dat waar God se teenwoordigheid was, tot hy beweeg, so, God bring die volk deur die rivier, sien en ervaar. Nou ek kan seker my hand opsteek vanoggend en vra, wie hier beleef God? Wie hier het God se hand gesien al beweeg? Het jy al eerstens beleef hoe God vir jou deurbreek? Dis God se manier om in jou geloof te kweek, sodat wanneer jy voor jou vyand staan, wanneer jy voor die uitdagings kom, dat jy dit gesien het met jou eie oë. God bewerk wonderwerke. Dit is 'n realiteit. Dat jy nie soos 'n verlore volk sal gaan, ja, ek het gehoor nie. Maar dat God in jou hart afverkoop, onthou jy. Het jy gesien, het jy ervaar, het jy beleef hoe God in jou lewe al iets doen, wat mense onmoontlik was, of iets wat jy vir so lank vir hom vertrou het, wat hy deurgebreek het. Tweedens, in Josua 4, begin dit waar God sê ons, hulle moet die gedenkstene oprig, sodat as enige iemand die verbykom, dat hulle kan onthou wat God gedoen het. So die tweede deurbraakpunt, wat ek en jy vandag moet aangryp, op pad na ons oorwinning, is jy moet begin onthou wat God gedoen het. Nie net beleef nie, jy moet dit herdenk, jy moet dit onthou, jy moet dit neerskryf, jy moet dit in jou hart bepaint, jy moet jouself herinner aan hoe getrou God is en was in jou lewe. Daar's 'n ou liedjie wat gaan tel jou seëninge, tel een vir een. Kind van die Here, ek dink as ek en jy 'n stuk papier moet vat, ons begin neerskryf, al die kere wat die Here al vir ons deurgekom het, al die kere wat die Here al voorsien het, al die kere wat die Here vir jou 'n uitdaging gebring het, al die kere wat die Here jou gebede beantwoord het, dink ek mag jy dalk 'n redelike lang lys begin skryf. Amen.
Wat doen dit? Ek beleef God en ek onthou wat hy gedoen het. Dit verkoop my siel, dit bou geloof, dit laat my vasstaan op sekerheid dat God kan. Die woord sê in Psalm 77 vers 12 tot 13, ek sal die Here se dade onthou, ja, ek wil die wonders van vroeër onthou, ek sal oor al die werke my merering preebel, oor die handelinge wil ek nadink. Hoe baie praat ek en jy oor die wonderlike dinge wat die Here op ons gedoen het? Hoeveel keer herinner ons gesinne aan waar God vir ons deurgekom het? Hoeveel keer dink ons terug en ons sê nie vir die Here, dankie dat U dit of dat of die of daai of getrou was of deurgekom het of gedra het of krag gegee het of my net versterk het of my net 'n bietjie bemoedig het. Psalm 105 vers 4 tot 5 sê, soek die Here en sy krag, soek voortdurend sy teenwoordigheid op, roep die wonders wat hy gedoen het in herinnering, sy tekens en die oordeele van sy mond. Dis asof wanneer ons aan hierdie dinge dink, dan sê die woord, dit gee vir ons krag. Sodat wanneer jy te staan kom vir die ding wat jou lewe vasruk soms in vrees, dat jy weet, ek het gesien en ervaar en is so vars in my denke wat my God is getrou. Dan sien ons, terwyl die volk hierdie gedenkstene gepak het, hulle begin kamp opslaan en hulle begin hulle posisie inneem om 'n bietjie rus te hê en in hierdie tyd kom God en hy praat met Joshua en hy herstel in die volk sekere gebruike wat hulle gehaat het in Egipte en voor dit in die tyd van Moses hulle, sodat die volk weer aan hom toegewy kan wees en heilig in sy oë kan wees. Die eerste ding wat hy vir hulle sê is, luister, al die manskappe wat in Egipte besny was, het gesterf. Al julle jong manne moet besny word. Die besnydenis was 'n teken van twee dinge. Die eerste ding is, dit is die ooreenkoms tussen Abraham en God, die belofte van God se trou, dit is daardie heilige verbond wat gesluit was met God se volk. Die volk moes dit weer onthou en herdenk. Die volk moes weer ook toegewyd gewees het tot hom. Die tweede ding lees ons in vers 9 in Joshua 5, dat dit sê dit was die afwerping van die bespotting van Egipte. Die dinge wat hulle daar geleer het, die dinge wat hulle daar gedoen het, die onderdrukking wat hulle daar beleef het, dit is 'n nuwe begin. Wie het vir ons 'n nuwe verbond gebring? Wie het vir ons die ou laat verbygaan en 'n nuwe gebring? Vir ons die ou mens wat afskud en opstaan uit die graf en nuwe een. Jesus Christus. En God getrou aan sy volk, herinner hulle, luister, ek en jy is in 'n ooreenkoms. Ons het 'n verbond. Die ou verbond was gesetel uit 'n as julle sal ek verhouding. Die nuwe verbond is gesetel in jy kan niks nie, ek sal alles. En dis wat Jesus aan die kruis vir ons betaal het. En baie keer ter aanskouing van die probleme van hierdie wêreld en die uitdagings wat ek in jou leef, moet ons onsself herinner, ek is nie alleen in hierdie nie, maar ek staan in 'n vaste, versekerde verhouding met die een wat die hele wêreld geskep het. Ek is nie meer wees nie, ek is nie verwerp nie, ek is nie eenkant gegooi nie, ek is nou deel van die kindskap van God. Jesus het my gekoop met sy bloed, daarom is ek 'n kind en ek kan in die teenwoordigheid van my Vader ingaan. Hy hoor my, hy sien my, hy verwelkom my, ek is sy kind, maar deel van hierdie spreek ook van 'n afsondering, 'n heiligmaking wanneer dit kom by ons Vader. Die woord sê vir ons dat ons moet doen wat God van ons verwag. Johannes 17 vers 16 tot 17 sê, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. So deel van daai besnydenis, daai heiligmaking van die Ou Testament gebeur in die Nuwe Testament deur die woord van God. En wanneer ek en jy die woord van God in ons lewens inbring, dan reinig dit ons, dit heilig ons, dit berei ons voor, dit herinner ons aan God, dit maak ons harte doen wat hy wil hê ons moet doen. Dis als ter voorbereiding vir jou oorwinning. Hoe wonderlik! Ek ervaar God. Ek onthou sy hand in my lewe en ek wy my lewe toe aan hom. Hy het
reeds die nuwe verbond deur sy bloed vir my gegee en ek deur sy woord en my dade leef in 'n verhouding met hom. Die woord sê in Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Partykeer voordat jy hier oorwinning behaal, vra God, bely. Kyk na jou lewe. Maak reg met God. Sy kruisdood het ons 'n ewige verbond met hom gegee en dit kan nie verander nie. Maar die dag tot dag handeling wat ek en jy doen, vereis dat ons soms ons verhouding met God moet herstel deur belydenis. Wanneer ek en jy in die aand op ons knieë gaan of in ons bed sit of wanneer ons gebedstyd met die Here het, soms moet ons gaan, Here, ek het die volgende gedoen en ek wees teen u woord. Onthou ons word mos nou geheilig deur sy woord, soos sy woord is in ons harte. En dan gaan ek vir my sê, luister, maar hierdie is dinge wat nie by jou hoort nie. En ek kom na die Vader en sê, Here, ek is jammer. Ek herstel my verhouding met u. Ek weet ek het hierdie afstand tussen ons gebring, hierdie goed wat ek doen en sê en ding. En ek weet, Here, wanneer ek dit voor u lê, dan reinig u my en ons verhouding is reg. Party ouens sukkel om te verstaan, dis eenvoudig soos dit. Wie hier is getroud en het soms bekleiereis in jou verhouding? Okay. Ek sien die mans is bereid om aan op te steek, maar die vrouens is ek beklei. Jy sal saam met my stem dat 'n bekleiereis tussen 'n man en 'n vrou kan partykeer in 10 minute verby wees of in 10 dae verby wees. En partykeer in daai tyd word dinge gesê en gedoen wat mekaar seermaak. En alhoewel daar afstand tussen julle dan is, alhoewel die woord julle aanmoedig om reg te maak dit jou nie minder getroud nie. Amen. Party van julle voel dalk in daai tyd dat jy dalk eerder 'n moordenaar wil wees as 'n getroude persoon. Maar die woord sê ons is dieselfde met ons Vader. Deur Jesus bly ons in die verhouding. Ons bly in daai huwelik, maar ons sonde bring afstand en God vra maak dit reg. Dis wat belydenis doen. Ons lees in Hebreërs 12 vers 1, daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuienis rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat so maklik omring en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. So God berei ons voor vir ons oorwinning, deurdat hy ons wys, hy is met ons. Hy bring tot ons herinnering en ons onthou dit wat hy al gedoen het en ons rig ons lewens in om hom te aanbid in gees en in waarheid, met reinheid en heiligheid, deur sy woord ons lewens toe te laat en gebed met hom te kom en ons sondes te bely. Dit is daarom moeilik om dan te wonder of God sal deurkom, is dit nie so nie. Die woord gaan verder en dan sien ons dat in hierdie tyd, terwyl die volk daar sit, is hulle besig om te herstel. Die besnydenis het 'n tyd gevat om deur die manskap se liggaam te genees en toe daardie reiniging gedoen is, toe gebeur die wonderlike ding. In Josua 5 kom God en hy sê, luister, nou dat julle weer eens aan my toegewy is, nou wil ek saam met julle die seder of Pasga maal geniet. Met ander woorde, ek wil die herinnering, die oorwinning, die mooi wat jaarliks herdenk word van my en julle verhouding en die oorwinning oor Egipte, wil ek terugbring in julle midde. Dit is asof hy sê, ek wil weer aanbidding terugbring in julle midde. Ek wil weer saam met julle sit en saam met julle fees vier, die mooi wat in julle lewe gebeur het. Dit spreek van belofte, dit spreek van getrouheid, dit spreek van oorwinning, dit spreek van voorsiening. En wanneer ek en jy in hierdie oomblik van hierdie aanskouing van ons probleem gaan sit by die Here en ons word herinner aan al hierdie mooi dinge, dan is dit asof ek en die Here maaltyd het en ons word versterk en ons verhouding word nader mekaar gebring. Het jy agtergekom as jy saam met mense eet, dan bou dit verhouding? Het jy agtergekom? Jy dink jy ken iemand, maar dan gaan sit jy saam met hom by 'n tafel en jy breek 'n bietjie brood. Dit bou verhouding. Al is dit dat jy agterkom ek hou nie van tomate nie, ten minste ken jy my 'n bietjie beter. Maar die realiteit is, in hierdie geval kom God en jy moet verstaan dat hierdie belofte wat God met sy volk het, is ewigdurend. So God kom en herstel aanbidding en hy kom herstel verhouding en hy kom herstel sekerheid in sy vermoë, sodat wanneer die goed kom by die uitdaging, weet hulle God is met ons. Ek hoef
Ek hoef dit nie self te bewerk nie. Ek het God gesien werk. Ek onthou in my gewerk. Ek het hom in my lewe toegelaat en hy het my gereinig en ons is in 'n goeie verhouding. En ons het brood gebreek en ons het hierdie nuwe dankbaarheid wat vloei. Die volk het elke jaar die Pesach maaltyd gehad om God te dank vir wat hy gedoen het. En ek dink baie keer as ons vergeet om vir God dankie te sê, is dit asof ons geestelik arm word. Is dit nie Kobus? Want hy is so getrou in ons lewens. En wanneer ons begin dink aan sy wonderlike, ek wil sê voorsiening en bystand in ons lewens en ons dank hom daarvoor, dan verkoop dit ons harte. Hoor wat sê die woord vir ons. Hy sê in Kolossense 4:2, volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Wat 'n mooi aanmoediging. Hoekom is dit so? Want jy sien, toe die volk deur die rivier beweeg het, en hulle in die verhouding met God weer begin staan. Die woord sê toe hulle die Pesach maaltyd begin, die feesmaal, die Paasmaal, toe begin God die bonatuurlike verwyder en hy gee vir die vrug van die land. Toe die manne opgehou en die kwartels het opgehou en hulle vir die eerste keer die graan van die land, die eerste smaak van God se oorwinning beleef. Die volk het begin ervaar dit wat God gaan doen nog voor die oorwinning gekom het. Hoe wonderlik is dit? Partykeer is dit wanneer jy in hierdie aanskouing van hierdie uitdaging, hierdie ding in jou lewe, hierdie oorweldigende groot ding wat op vrees of intimidasie of verlies in jou lewe gaan bring, maar jy so teenoor die aanskouing is as God soms kom en hy gee vir jou net 'n ervaring, net 'n oomblik wat jy hoopvol word, 'n smaak van die oorwinning. En dit moet saam met dankbaarheid geskied. Efesiërs 5 vers 18 tot 20 sê, en moenie deur wyn bedwelm raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid, inteendeel word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms sing, lofgesange en geestelike liedere laat opklink. Dis lofsang en aanbidding. Ja, van harte tot die Here sing en psalms sing en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Wat ons sien wat hierna gebeur, is God beleef vrymoedigheid oor sy volk om met Josua te kom praat. Aangesig tot aangesig. En hy gee spesifieke instruksie vir dit wat moet volg. Maar het is asof God nog nie dit gedoen het, totdat die volk hulle self weer onder God se vlerk ingebring het nie. Kind van die Here, sonder God kan ons nie oorwinning behaal nie. Ons kan menslike oplossings bring, en dit kan soms vir 'n tyd werk. Maar ek wil vir jou vandag sê, as God die oorwinning gee, is dit ten volle. Volgende Sondag maak ons hierdie skrifgedeelte klaar. Dan ons kyk wat gebeur wanneer die volk die stad inneem. Ek wil hier met hierdie week net in jou hart die vraag vra, Here, bring in my gees herroep waar U hand beweeg in my lewe. Help my om te sien en bewus te wees van elke goeie gawe wat ek uit U hand het ontvang. Mag ek U eer daarin, mag ek my lewe aan U wy en my voetstappe en my gedagtes, my denke, my dade, elke dag in die woord was en kyk of dit wat ek doen heilig is tot U. Maar ek weet Heer, terwyl ek in hierdie nederigheid wandel en hierdie verhouding bou, gaan ek vir U dankie sê vir wat U in my lewe doen. En ek weet dit plaas my in 'n posisie vir oorwinning. Kan ons dit probeer ek hier? Die van die wat nog nie agterkom nie, baie keer is die Ou Testament die spieelbeeld vir wat in die Nuwe Testament gebeur. Dit is hoekom ek die Nuwe Testamentiese skrif vat en dit bybring by hierdie deel. Want deur Jesus Christus is ons verhouding behou, deur die besnydenis is die verhouding behou.
Deur die Paasfeesmaal is die dankbaarheid aan God gegee. Deur ons gebede word ons dankbaarheid aan God gegee. God het in sy volk se lewe gewerk en Christus het onder die mens kom werk. En so is daar oorwinning vir ons, want waar is ons posisie? Ons is reeds meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons die krag gee. Amen. Kom ons sit en bid ons. Heilige Hemelvader, hoe wonderlik weet ons dat U het reeds die oorwinning vir die volk behaal. Here, ons weet, Here, dat U het reeds Jerigo in die gees verower. U volk moes dit nog net in die vlees sien gebeur. En Here, soos wat U die harte van die volk, die harte van die kinders voorberei het om U hand te kan sien en te kan erken dat dit U is, weet ons, Here, daar was 'n hele generasie wat vergeet het wie U is, wat U gedoen het en hoe wonderlik U teenwoordig is in omstandighede. Maar tog, Here, het U toegetree tot U volk en U het dit alles kom bewerk sodat hulle kan sien en aanskou die oorwinning kom nie uit onsself nie, maar uit U. Here, vanoggend is die dalk van ons, Here, wat net voor U kom kniel en sê, Here, ek het hierdie uitdaging in my lewe, ek het hierdie frustrasies in my gesin, ek het hierdie probleme by die werk, ek het hierdie uitdaging by hierdie plek of by daardie mense. Here, ek weet nie wat om te doen nie. Here, ek is moeg gebid, ek weet nie meer watter kant toe nie. Here, dankie dat ons kan verklaar, Here, ons weet dit is nie die mense of die omstandighede nie, maar dis in die gees wat U vir ons die oorwinning gee. En daarom, Here, tree ons as oorwinnaars toe en sê, Here, ek weet wat my posisie is. Die oorwinning is reeds gegee. Here, ons roep in die gees dat dit wat daar in die gang is, onderworpe sal wees aan die oorwinning wat U aan die kruis vir ons behaal het. Here, dankie dat U elke gees of demoon bestraf, sodat ons kan intree in die vrede en die wete dat U het reeds gedoen wat U gesê het U gaan doen. Ons sal dit aanskou. Here, as ons soms nie die vrymoedigheid neem om op U woord staat te maak nie, vergewe ons. Here, as die uitdaging vandag een is van finansiële sekuriteit, dan kyk U dat U woord reeds gespreek het, dat U is ons groot voorsienaar, dat U is die een wat sorg vir die mossies van die veld, en U is die een wat meer vir ons sal gee. Dankie, Here, dat ons weet, Here, dat wanneer ons voor U kom staan, en sê, Here, ek weet nie, hoe gaan ek met my werk maak, daar waar hierdie uitdaging so groot is, U sê U reeds, ek gaan jou vul met wysheid, vra dit van my, en ek sal dit vir jou gee. Dankie, Here, as ons sit met gesinne, wat ver van U af is, mag ons op die woord staat maak, wat sê dat ons en ons kinders groot gemaak in die wil en die wee, en as hulle groot is, sal hulle nie van dit af wegkeer nie. Here, ons roep hulle terug in die naam van Jesus. Here, as ons vanoggend staan met 'n vrees vir siekte, 'n uitspraak oor ons lewens. Here, dank ons hier dat ons kan staan en weet, deur U wonde is daar vir ons genesing gebring, en dat U ons sal staande laat bly, maak nie saak wat nie. Here, selfs al wil die wêreld kom, selfs al wil die vlees hierdie tentwoning afbreek, weet ons selfs in U is ons bestem tot 'n ewige heerlikheid in U teenwoordigheid. Daarom dank ons U vanoggend dat U 'n getroue God is, dat U nie U woord sal laat ledig terugkeer nie, maar dat elke belofte van U woord 'n ja en amen is vir geslag op geslag op geslag op geslag vir die wat U hulle Vader en vesting. En ek bid, Abba Vader, vanoggend, terwyl ons in hierdie tyd dink aan die uitdagings wat voor lê, weet ons aan die ander kant van die uitdaging lê daar 'n getuienis dat God het oorwinning behaal. Daarom bid ek, Here, vanoggend, mag ons U hand sien, mag ons onthou, mag ons lewens aan U wy en ons sondes teenoor U bely en verhouding te herstel. Mag dankbaarheid oor ons lippe vloei terwyl ons hierdie posisie van oorwinning neem, want U is die een wat die mure sal laat val. En ons bid dit in die kosbare naam van Jesus.